Ons skriflesing kom uit die woord van die Here vandag uit Lukas 23. Ons lees vers 33 tot 46. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die hele volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaat en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here vandag. Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, Goeie Vrydag is nie maar net sommer enige dag nie. Dit is 'n dag van uiterstes. Dit was 'n dag van valse beskuldigings wat uitgeroep word teen Jesus, maar dit was ook 'n dag van stilte. Dit was 'n dag van lewe en dit was 'n dag van die dood. Die hemel het stil geword. Die aarde het gebewe. En die Seun van God, Jesus Christus, is vasgespijker aan 'n kruis. Hierdie gebeure is nie maar sommer net enige gebeure of net nog 'n gebeurtenis in die geskiedenis van hierdie wêreld nie. Die gebeure van Paasnaweek, van Goeie Vrydag en Opstandingssondag is die middelpunt
van alles. As Jesus Christus nie op Goeie Vrydag aan 'n kruis vasgespijker is en dood is nie, en as hy nie opgestaan het uit die graf uit nie, dan was ons geloof nutteloos en was daar nie 'n Christendom nie. Hierdie is die kern van ons geloof, dit wat hier plaasvind. Alles voor die kruis wys na die kruis. En alles na die kruis vloei uit die kruis. En as jy die kruis verstaan, my liewe broeder en suster, dan verstaan jy die hart van God. Nou ons lewe in 'n wêreld wat sonde afmaak as iets kleins. Maar as jy na die kruis kyk, kan dit nie sommer net iets kleins wees nie. Sonde is nie maar net 'n foutjie nie. Dit is nie maar net menslik nie. Ons kan nie sê dit is nie so erg nie. Maar as jy na die kruis kyk, wys dit vir ons, sonde is baie groot en baie ernstig en lewensgevaarlik. Dit het nie 'n klein prys gehad nie. Dit het die lewe van die Seun van God gekos. Jesaja sê in Jesaja 53, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Hy was nie skuldig nie. Hy is vasgespijker ter wille van ons. Dit gaan oor ons sonde en oor ons skuld. Die kruis breek die illusie dat sonde nie regtig so erg is nie. En dit is die boodskap wat die wêreld aan ons wil kom bring. Sonde is nie regtig so erg nie. Almal doen dit. Is nie so 'n groot ding nie. Maar die kruis wys vir ons, sonde maak dood. Dis baie groot, dis baie krities. Toe Jesus Christus valslik beskuldig is en daar voor die goewerneur verskyn het met die naam van Pilatus, het Pilatus hierdie volledige saak teen Jesus en al die valse beskuldigings en al die getuienis gaan ondersoek. Daar was baie weersprekings en valse dinge waarvan hy beskuldig is. En Pilatus kom met hierdie uitspraak: ek vind geen skuld in hierdie man nie. Selfs sy eie vyande kon nie 'n saak teen hom bou nie. En tog gaan Pilatus net om die Jode tevrede te stel en veroordeel hierdie man nadat hy sy hande onskuld gewas het. Waarom veroordeel hy vir Jesus? Omdat mense vol slegte harte en vol sonde in hulle lewens is. Daarom al die valse getuienis en valse beskuldigings. En met daardie sonde moes daar gedeel word op Goeie Vrydag. Net iemand wat volkome God en volkome mens is, kan die prys betaal vir God. Dit is die twee eise vir die ware middelaar. Volkome God en volkome mens. En omdat Jesus aan daardie eise voldoen het, was hy waardig om dit in die oë van God te betaal. In Johannes 1 vers 29 sien Johannes die Doper die heel eerste keer vir Jesus en hy roep uit vir die skare mense, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld kom wegneem. Soos die lam in die Ou Testament geslag is vir die sonde van die volk, so word Jesus die lam van God. Word Jesus geoffer vir die sonde van die wêreld. En net soos 'n lam was hy stil. Hy verdedig homself nie teen die valse getuienis nie. Hy roep
roep ook nie die engele om hom te kom red nie. En hy vlug nie weg nie. Maar hy gee homself vrywillig oor. Die kruis, my liewe broeder en suster, begin nie by Golgotha nie. Dit het lank voor die tyd begin. Dit het reeds begin toe hy geslaan was. Daar voor sy kruisiging en na die uitspraak dat hy skuldig was, is hy geslaan. Hy word bespot. 'n doringkroon word op sy kop gedruk en hy word verwerp deur die mense vir wie hy baie lief gehad het. Hierdie is nie maar net fisiese pyn nie. Dit was ook emosionele pyn en dit was geestelike en sielkundige pyn. En tog gaan Jesus voort op hierdie pad. Elke tree doelbewus, elke asemteug doelgerig. Waarom? Omdat hy vir jou sien. En omdat hy vir my sien. Die Bybel sê van die 6de uur af tot die 9de uur was daar duisternis. Die son hou op skyn. Met ander woorde, die skepping reageer. Maar daar is 'n diepe donkerte. En Jesus roep uit, my God, waarom het U my verlaat? Hier gebeur iets wat ek en jy nooit in volle sal verstaan nie, broeder en suster. Die Seun van God dra die sonde van die hele wêreld en ervaar die verlatenheid wat sonde bring. Die straf wat ons moes dra, val op hom. Die hel wat ons verdien, word deur hom gedra. Die kruis is die plek van die groot ruiltransaksie wat plaasgevind het. Hy neem my sonde op hom en ek ontvang sy geregtigheid. Hy dra my skuld en ek ontvang vergifnis van sonde. Hy sterf my dood en ek ontvang die ewige lewe. Dit is nie regverdig nie, maar dit is genade. En dit is hoe lief Jesus ons het as sy kerk en as sy kinders. Net voor hy sterf sê Jesus, dit is volbring. Nou die Griekse woord is die woord tetelestai. En dit beteken ten volle betaal. Die rekening is vereffen. Daar is geen skuld meer nie. Nie gedeeltelik betaal nie, nie amper betaal nie, nie met iets wat nog bygevoeg moet word van my kant af nie. Alles is klaar. Tetelestai. Dit is volbring. Die wet is vervul. Die skuld is betaal. Die offer is genoeg. Daar is niks wat jy kan byvoeg tot jou redding nie. Daar is niks wat jy moet byvoeg tot jou redding nie. Dis genade alleen wat aan ons geskenk word. Die Bybel sê die voorhangsel in die tempel skeur van bo na onder toe Jesus dood is aan die kruis. En dit beteken, die pad na God toe het oopgemaak. Daar is nie meer priesters nodig nie, daar is nie meer offers nodig nie, daar is nie meer sisteme nodig nie, deur Jesus alleen. En hier word Jesus se eie woorde die waarheid. In Johannes 14 vers 6, toe hy uitgeroep het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Nou, liewe broeder en suster, terwyl Jesus daar aan die kruis hang, sien ons verskillende mense in sy teenwoordigheid, met verskillende reaksies. Die Romeinse soldate spot en lag vir hom, nadat hulle hom vasgespyker het en hy daar aan die kruis hang. Daar is groot skares mense wat kom kyk het, wat gaan aan hier. En sommiges was vol hartseer, want hulle ken Jesus, hy was hulle Here, hulle huil oor hom. Ander verag hom,
en daag hom uit en spot hom. Selfs die twee misdadigers wat weerskante van hom aan die kruise hang, selfs hulle het elkeen 'n woord te sê. Die een bespot hom saam met die skares mense, red jouself en ons. Maar die ander een sê, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En weet jy my broeder en suster, vandag is dit nog presies dieselfde met ons as mense. Daar is verskillende reaksies as jy oor Jesus praat. Mense reageer verskillend, maar die kruis vra 'n reaksie van elke mens op aarde. Jy kan dit ignoreer wat gebeur het aan die kruis, jy kan aangaan met jou lewe, jy kan maak asof Jesus nie bestaan nie, jy kan hom verwerp en verag, jy dink jy weet dalk wat is beter vir jou lewe, of jy kan sê, Here, onthou my. Here, sien my raak. Here, vergewe my. Here, red my. Waarom noem ons dit Goeie Vrydag? Want dit is seker een van die slegste dae wat ooit kon plaasgevind het, veral in Jesus se lewe. Maar tog is hierdie die beste nuus ooit, want sonde is oorwin. Die dood is verslaan en finale verlossing is bewerk. En dit is goed, omdat God iets goed uit Goeie Vrydag na vore gebring het. Hierdie boodskap van vandag het 'n baie besondere boodskap vir ons elkeen. Wat beteken dit vir my en jou as moderne Christene in 2026, hier op Goeie Vrydag en hier tydens die Paasnaweek? Die kruis is nie net iets om te bewonder nie, maar dit is iets om te ontvang. Die kruis vra van elkeen van ons geloof in Jesus. En dit vra van ons oorgawe aan Jesus. En dit vra van ons bekering tot Jesus. Bekering is 'n omdraaiproses. Ek keer my rug op die sonde. Ek is klaar daarmee. Ek keer na Jesus toe om in 'n nuwe lewe saam met hom te leef, uit dankbaarheid vir wat hy vir my gedoen het aan die kruis. Maar een ding kan jy nie vandag doen nie. Jy kan nie neutraal staan nie. Jy moet kies. Die kruis staan vandag nog voor ons. Nie net as 'n simbool nie, maar as 'n oop uitnodiging. Jesus het alles gedoen wat nodig was om jou te red. En nou bly daar net een vraag oor vandag. Sal jy hom glo en jou lewe aan hom gee? Glo in hom, gaan leef vir hom, wees dankbaar teenoor hom. Wees gehoorsaam tot sy eer en laat Jesus jou koning wees van vandag af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag op hierdie Goeie Vrydag hierdie woord van U kon hoor. 'n Woord wat uit die hemel aan ons gestuur is. En 'n woord wat geestelik geïnspireer is. Dankie dat U 'n nuwe begin met ons kom maak. Dat U kom deel het met die sonde deur U seun na hierdie wêreld toe te stuur. Here, ons harte is vandag jubelend en brandende vir Jesus Christus ons Here en vir dit wat hy vir ons kom doen het. Dankie dat hy in ons plek die straf kom dra het
sodat ons vrygespreek kan wees. Dankie dat hy sy liefde aan ons so kom bewys het. Vandag wil ons voor U kom staan en ons wil ons keuse opnuut kom bevestig. Ons kies Jesus Christus die Here, die Seun van God, die Verlosser van die wêreld, die Messias wat redding bring, die Koning van die konings en die Here van ons harte. Help ons deur U Gees om elke dag vir U te kan lewe in gehoorsaamheid. Seën ons nou hier waar ons bymekaar is. En laat U naam hier verheerlik word. In Jesus naam bid ons dit. Amen.